Goeiemôre vriende. Baie welkom hierso vanoggend by ons Goeie Vrydag erediens. Ek hoop julle sal iets van God se besonderse liefdesgeskenk vanoggend beleef. Dit aan julle lyf voel. Ons gaan vanoggend ook die voorreg om die nagmaal te gebruik. Almal is natuurlik welkom om deel te neem. Dit is God se manier om vir ons te wys hoe lief hy vir ons is met tasbare, sigbare simbole. So dis altyd 'n voorreg om dit saam te kan gebruik. Kom ons begin vanoggend, of voor ons vanoggend se erediens begin. Ons Paasondagdiens is gewone tyd 09:30 hierdie Sondag in die kerkgebou. Almal is natuurlik meer as welkom om saam te kom. Daar's ook 'n bietjie meer inligting op die nuusbrief wat ons gisteraand uitgestuur het, so gaan kyk gerus daarna. Kom ons begin dan vanoggend se erediens met 'n responsoriese fotum. As my remote sal besluit. As hy. Kom ons lees dit saam. Wie sal ons glo as ons hiervan vertel? Wie sal die mag van die Here hierin kan raak sien? Tog het hy ons lyding op hom geneem. Ons siektes het hy gedra. Maar ons het hom beskou as een wat gestraf word, wat deur God geslaan en gepynig word. Oor ons oortredings is hy deurboor, oor ons sondes is hy verbrysel. Die straf wat vir ons vrede moes bring, was op hom. Deur sy wonde het daar vir ons genesing gekom. Vriende, daarom is dit my voorreg om julle vanoggend te kan groet. Genade en vrede vir julle van God ons Vader en die Here Jesus Christus deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Kom ons staan en dan sing ons lied 389 vers 1, 2 en 3 saam. Kom ons staan. Sit. Jesus het gesê, Vader, vergeef hulle, want hulle weet nie wat hulle doen nie. Jesus het gesê, ek verseker jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees.
Jesus het vir sy moeder gesê, daar is u seun. Daarna sê hy vir die disipel, daar is jou moeder. Jesus het hard uitgeroep, Eli, Eli, lama sabachthani. Dit is my God, waarom het u my verlaat? Hierna het Jesus gesê, ek is dors. Nadat Jesus die suur wyn gekry het hy gesê, dit is volbring. Jesus het hard uitgeroep, Vader, in u hande gee ek my gees oor. Kom ons bly net so sit, en dan sing ons lied 380 vers 1 en 2 saam. Ons het elektriese probleme die afgelope tyd. Goed, kom ons slaan hom dan oor en ons gaan aan na ons skriflesing toe. Ons gaan vanoggend uit Hebreërs 10 lees, vers 16 tot 25. As jy jou Bybel by jou het, is jy welkom om so lank soontoe te blaai. Andersins die woorde gaan ook op die skerm verskyn, maar voor ons dit saam lees, kom ons bid eers saam. Genadige God, u het u seun gegee om die skande van die kruis te verduur. Verlos ons van die hardheid van ons harte, sodat waar ons Heiland aan die kruis aanskou, ons onsself sal verootmoedig, wegdraai van ons sondes en u oorvloedige liefde ontvang in Jesus Christus ons Here. Amen. Hebreërs 10 vers 16 tot 25. Ons begin sommer by vers 15. Ook die Heilige Gees getuig teenoor ons, want nadat hy gesê het, dit is dan die verbond wat ek na daardie dae met hulle sal sluit, sê die Here, ek sal my wette in hulle harte gee en dit op hulle verstand neerskryf, sê hy ook. Aan hulle sondes en aan hulle wettelose dade sal ek glad nie meer dink nie. Waar daar vergifnis hiervoor is, word 'n offer vir sondes nie meer gebring nie. Broers en susters, ons het dus vrymoedigheid deur die bloed van Jesus om in te gaan na die heiligdom langs 'n nuwe en lewende weg wat hy vir ons geopen het deur die voorhangsel heen. Dit is deur sy liggaam en ons het 'n groot priester oor die huis van God. Laat ons daarom ingaan met 'n opregte hart, in volle geloofsekerheid, met ons harte besprinkel, vry van 'n slegte gewete en ons liggame gewas met skoon water. Laat ons styf vashou aan die belydenis van wat ons hoop, sonder om af te wyk, want hy wat die belofte gemaak het, is getrou. Laat ons ook daarop toelê om mekaar aan te spoor tot liefde en goeie dade, sonder om ons eie samekomste verwaarloos, soos sommige se gewoonte is. Laat ons eerder mekaar aanmoedig, soveel te meer, nog na mate julle die dag sien naderkom. Ons lees vanoggend, ons lees nog nie tot sover nie, ons het nog 'n paar verse oor. Hoeveel erger straf dink julle sal iemand verdien wat die seun van God vertrap het? Die bloed van die verbond waardeur hy geheilig is, gering geag het en die gees van genade uitgedaag het. Want ons ken hom wat gesê het, aan my behoort die wraak. Ek sal vergeld en ook die Here sal sy volk oordeel. Verskriklik is dit om te val in die hande van die lewende God.
Nou die brief aan die Hebreërs het 'n baie interessante geskiedenis, as mense dit so kan stel. Ons wonder eintlik vandag nog wie dit eintlik geskryf het. Sommige mense glo dis deur Paulus geskryf, baie bekende eerste sendeling wat omtrent die hele Nuwe Testament geskryf het. Ander dink dit is heel moontlik een van Paulus se kollegas, soos Barnabas of Apollos. Maar ons hoor in die boek dat die skrywer van hierdie brief 'n nabye verhouding met die apostels gehad het, wat nou weer 'n eerstehandse ervaring met Jesus self gehad het. Maar dis nie waar hierdie hele storie stop nie. Nou, ons weet ook nie presies aan wie hierdie brief geskryf is nie. Maar die skrywer van Hebreër ken wel die mense vir wie hy skryf baie goed. Hy ken hulle baie goed en neem aan dat hulle 'n redelike goeie kennis van die Ou Testament het. Baie van die dinge wat geskryf word is verwysings na tekste in die Ou Testament en daar's hierdie verwagting geskep van nee, maar jy weet mos wat hierso staan. Jy weet mos wat hierso aangaan. So ek gaan dit nou nie weer herhaal nie. Ek gaan uitbrei daarop. Nou dis basies die hele vroeë geskiedenis van Genesis, Exodus, Levitikus, Numeri en Deuteronomium, basies hoe Abraham die vader van Israel geword het, hoe Moses hulle vanuit slawerny bevry het na die Sionsberg waar hulle toe nou die Torah ontvang het, met die 10 gebooie onder andere en waar hulle die tabernakel gebou het, waar die priesters offers gemaak het, en ook hoe hulle deur die wildernis gereis het op pad na die beloofde land. Dis nie stories wat die Hebreërs skrywer herhaal nie. Hy neem aan dat die mense wat hierdie brief lees alreeds weet. Alreeds hierdie kennis in hulle koppe het van wat in hierdie hele storie tot dusver gebeur het. En dis ook waar die naam Hebreërs vandaan kom. Dis geskryf aan 'n mengsel van Jode en Christene en ander volgelinge van Jesus. En dit bring ons bietjie by wat die doel van hierdie hele brief is. Die meeste mense wat Hebreërs analiseer en bestudeer, dis nou die slim koppe wat baie meer weet as ek, is van die mening dat dit geskryf is om 'n sekere groep gelowiges in die vroeë Christelike kerk aan te moedig om in hulle geloof te volhard. Dit was maar moeilike tye gewees, so hulle het 'n bietjie motivering nodig gehad. Ons moet onthou dat hierdie in 'n tyd geskryf is toe Christene ernstig vervolg is, wat natuurlik veroorsaak het dat hulle geloof en standvastigheid begin verloor het. Ek meen, hulle was vervolg gewees en hulle onthou wat met Jesus gebeur het toe hy vervolg was. Hulle wou nie gehad het, hulle moes op dieselfde wyse opeindig nie. Hulle was hierdie gelowiges het met hierdie probleem geworstel dat Jesus se verwagte wederkoms nog nie aangebreek het nie. Jesus het nog nie weer gekom nie en hulle was alreeds uit die tweede of 'n derde geslag Christene en hulle kon nie uitfigure hoekom het hierdie ding nog nie gebeur nie. En die Hebreërsbrief is geskryf vir mense wie se geloof kwaai getoets is deur die omstandighede waarin hulle gelewe het. Hierdie omstandighede van vervolging, bedreiging, vrees vir jou lewe. Nou om mense wat ly te bemoedig of om vir hulle raad te gee is altyd is 'n moeilike saak. Die skrywer van Hebreërs doen dit op 'n besonderse manier eintlik. Hy wissel naamlik in sy brief telkens leerstellinge en etiese gedeeltes met mekaar af. So hy begrond sy raad, sy vermaanings en sy bemoedigings in die belangrike waarhede van die Christelike geloof. Met ander woorde, hy sê nie net want dit is hoe dit is nie. Sommer want ek sê so. Hy sê nie net dit nie. Hy verduidelik sy logika. Die skrywer verduidelik sy logika, die redes, die motiverings hoekom dit belangrik is om hierdie vrymoedigheid van geloof te hê. Vrymoedigheid.
En nog iets wat belangrik is om te weet oor wat ons nou net gelees het, is die plek wat hoofstuk 10 in die hele gedeelte van die brief inneem. Kyk, ons dink baie keer dat hierdie Bybelse briewe is sommer maar net 'n gerammeling van 'n ou wat alles wat in sy gedagtes is wil op papier skryf en dit net vir mense stuur. Baie keer as ons 'n e-pos skryf of 'n WhatsApp tik of so iets, dan beplan ons dit nie, ons tik maar net en dan kyk ons wat gebeur op die ou end. Hierdie briewe is met baie spesifieke strukture geskryf. Alles is mooi beplan om uiteengesit te wees sodat daar 'n lyn gevolg kan word. En Hebreërs 10 is natuurlik iewers in die middel. Vanaf hoofstuk 7 tot by hoofstuk 10 vers 8 het ons hierdie leerstellige gedeeltes wat geskryf word oor Jesus wat as die hoëpriester beskryf word. En net daarna vanaf hoofstuk 10 vers 19 tot 12 vers 29 'n parentetiese gedeelde. Hier kom 'n fancy woord in waarin belangrike gevolgtrekkings uit die vorige gedeeltes gemaak word. Hierdie is wat gesê is, nou kom ek by die gevolgtrekkings. Hierdie is wat gedoen moet word, hierdie is die redes hoekom dit gedoen moet word. Die mense wat hierdie brief gelees het, word opgeroep om die teorie van die vorige gedeelte nou prakties toe te pas. Dit help veel jy het die teoretiese kennis, maar jy voer dit nie uit nie. Hoe sê hulle, liefde sonder dade is nutteloos, nê? Selfe beginsel. Ons teks vir vanoggend wys hierdie belangrike ooreenkomste tussen hoofstuk 4 en hoofstuk 5. Nou, professor Dirkie Smit, by wie ek die voorreg gehad het om klas te kry tydens my studentejare, hy's nou in Princeton in Amerika, skryf dat hierdie gedeelte in hoofstuk 4 tot 5 vorm as te ware die twee hakkies waarbinne die hoofdeel van hoofstuk 7 tot hoofstuk 10 staan. Dit kan die moeite werd wees om hierdie gedeelte wat ons nou net gelees het, saam met hoofstuk 4 en hoofstuk 5 te lees. Vir my vriendinne, saam met wie ek klas gehad het een keer so tussen klas vir ons gesê, jene, ek wil net op professor Dirkie se skoot sit, het vir hom sê, vertel vir my stories, want hy het baie wonderlike dinge te sê gehad, baie teologiese insig. Nou, vers 19 tot vers 25, terug by ons teks vir vanoggend, wat deel vorm van wat ons vanoggend gelees het, bestaan in die oorspronklike Grieks, eintlik net uit een lang sin. Kyk, in Grieks is daar nie leestekens nie. Hulle is baie lief daarvoor om die woord en te gebruik. As jy die Nuwe Testament lees, sal jy agterkom, die woord en kom baie meer kere voor as in die Ou Testament, want dit is so hulle sinne verbind het aan mekaar. Die Griekse woord is kai. Oral in Grieks is net kai, soos wat die sinne aan mekaar geheg is. Dit maak dit 'n bietjie moeilik om te lees, maar as 'n mens bietjie dink oor hierdie gedeelte van 19 tot 21 wat een lang sin is, dan gee dit eintlik bietjie meer van 'n dieper betekenis. Gelowiges word in vers 19 tot 21 herinner aan dit wat hulle in Christus Jesus besit. Dis 'n belangrike woord, besit. Vers 22 tot 25, bietjie later, bou dan voort op wat in vers 19 tot 21 gesê is. Nadat die skrywer, wie ook al Hebreërs geskryf het, dan nou hierdie gedeelte gesê het, beskryf hy hierdie moeilike omstandighede in geloof, hierdie moeilike dinge wat deur 'n mens kan gaan, en dan van vers 22 om styf vas te hou aan die hoop wat ons bely, vers 23, en om in liefde na mekaar om te sien, vers 24 en 25, as mense dan bietjie meer taalkundig hierna kyk, kan 'n mens sê dat die indikatief van verse 22 tot 25, so met ander woorde, vers 22 tot 25 sê wat ons moet doen, omdat daar hierdie dinge in vers 19 tot 21 staan. Daar's iets wat gesê is, dan is daar die rede hoekom. Dis nie sommer maar net nie. Dis nie sommer maar net want ek sê so nie. Dis nie sommer maar net
want dis hoe dit is nie, dis hoe dit gedoen word, dis hoe dit nog altyd gedoen is nie. Nee, ons logiese, goeie redes hiervoor. Nou een van hierdie dinge wat genoem is, wat verduidelik word, is natuurlik vers 19, waarin daar staan dat gelowiges nou vrye toegang tot die heiligdom het. Nou julle moet onthou, die tabernakel was soos die enigste plek waar die heiligdom was. Dit was soos agter hierdie groot skerm tent gewees en binne in die heiligdom was die verbond gewees met die 10 gebooie binne-in. Dis 'n groot storie. Net die priesters mag net op sekere tye binne-in die allerheiligste gedeelte ingekom het. Nou het ons ook toegang. Professor Dirkie Smit sê weer eens dat die Griekse woord wat hier gebruik word, paresia, beteken letterlik om alles te sê. Die vrymoedigheid om alles te sê. Professor Dirkie Smit verduidelik verder dat dit in die antieke Griekse stadsdemokrasie gebruik is as 'n tegniese term vir die spreek en die stemreg van burgers. Stemreg, paresia, vrymoedigheid om te mag deelneem, te mag sê wat op jou hart is. In die sin het dit 'n bietjie van 'n objektiewe klank gehad. Kyk, daar's mos 'n verskil tussen subjektief en objektief. Subjektief is jy sit jou eie gedagtes in, objektief is jy kyk so van 'n afstand af. Nou terselfdertyd het dit ook 'n subjektiewe klank gekry. Die wete of die moed of selfs onverskrokkenheid, as ek dit so kan stel, wat iemand aan die dag gelê het om daardie verlof, daai vrymoedigheid werklik ook te gebruik, veral teenoor belangrike persone of teenoor God. Hier is 'n groot verduideliking van vrymoedigheid, hierdie paresia, wat dit beteken. Hierdie is die vrymoedigheid wat ons het, hierdie is hoekom ons dit het. Deur sy bloed het Jesus vir die gelowiges paresia verwerf, die vrymoedigheid om God te nader. Die skrywer van die brief aan die Hebreërs verskaf 'n paar antwoorde op die basiese vraag: wat het die dood van Jesus beteken? Vandag word ons vertel dat as gevolg van Jesus se bloed kan ons nou hierdie heiligdom ingaan, oftewel verlossing kry. Jesus het die weg vir die mensdom oopgemaak. Soos die Hebreërs 'n nuwe begin ervaar het na hulle terugkeer uit ballingskap, 40 jaar in die woestyn, kom uiteindelik in die beloofde land wat Joshua hulle nou ingelei het, dan kom die Babiloniërs, die suidelike ryk, en vat almal weg in ballingskap. Hierdie verlies van identiteit. Maar ek dwaal so 'n bietjie af, soos die Hebreërs 'n nuwe begin ervaar het, na hulle terugkeer van hierdie ballingskap, maak God alles nuut. So nou het Jesus se daad die wêreld verander. Die wêreld verander. God se liefdesdaad het 'n nuwe verbond in die gedagtes en die harte van gelowiges geskep. Dis nou ons. Dis ons. Dis soos wat God eeue vroeër deur die profeet Jeremia verkondig het in hoofstuk 31. Kyk, daar is die uitspraak van die Here, dat ek by die huis van Israel en die huis van Juda 'n nuwe verbond sal sluit. Dit sal nie wees soos die verbond wat ek met hulle voorouers gesluit het, die dag toe ek hulle aan die hand gegryp het om hulle uit Egipte land te lei nie, my verbond wat hulle self verbreek het, al was ek die Here oor hulle, is die uitspraak van die Here. Ek sal my wet in hulle binneste gee en dit op hulle harte skryf,
hoop dit klink bekend. Ek sal vir hulle 'n God wees en hulle sal vir my 'n volk wees. Hulle sal nie meer elkeen sy medemens of sy broer leer en sê, ken die Here nie, want hulle almal sal my ken. Van die kleinste tot die grootste onder hulle is die uitspraak van die Here, want ek sal hulle sondeskuld vergewe en aan hulle sonde sal ek nie weer dink nie. Ons het nou die dag hierdie teks gelees, hierso, in hierdie gebou. Nou kom alles so mooi bymekaar. Jesus se liefdesdaad het ons rein gemaak. Dit gee vir ons die vrymoedigheid om te weet dat ons rein gemaak is. Die skrywer van Hebreërs vertel ons dat deur Jesus se bloed ons harte skoon van die bose gemaak is. Ons verstand en gewetes rein gewas is. Ons is soos die wat deur Johannes in die boek Openbaring genoem word. Dit is hulle wat uit die groot beproewing gekom het. Hulle het hulle klere gewas en dit wit gemaak in die bloed van die lam. Openbaring 7 vers 14. Jesus het sy lewe en nou sy dood gedeel op 'n manier wat verlossend geword het. Deur sy dood is ons gereinig. Hy het 'n nuwe dag ingewy. Ek raak meer en meer bewonderd deur die tipe mens wat Jesus was. Elke keer as ek self die Bybel lees, as ek so deur die Ou Testament werk en ek lees dan Jesus se uitsprake, die manier hoe hy dit so uitgelê het, duidelik gemaak het, vir ons in staat gestel het om so rein te kan wees. Ek weet nie, daar's nie eintlik woorde daarvoor nie. Miskien is dit maar wat genade is. Jesus se genade geskenk aan die kruis is nie 'n laagtepunt nie, maar is eerder die toppunt van sy lewe. Sy grootste oomblik. Die gebeure van Golgotha bring 'n nuwe dag vir God se volk. Dis ons. Jesus begin hierdie nuwe dag, maar ons die hande, die voete van Christus, die liggaam van Christus vandag in ons wêreld moet voortgaan met wat Christus begin het. Soos ons Bybelteks sê, moet ons Jesus se liefdesdaad aan die kruis gebruik as die katalisator vir ons eie deel van God se goedheid aan ander. As jy chemie op hoërskool gehad het, sal jy weet 'n katalisator is iets wat die chemiese reaksie vinniger maak. Dit meer aktief, dit meer reaktief maak. Ons is dan hierdie katalisator van Jesus se liefde wat ons gee vir die mense in die wêreld, presies soos wat Jesus self gemaak het. Jesus se dood aan die kruis is gelaai met klomp verskillende teologiese betekenisse. Maar wat is die pastorale boodskap wat ons elke dag van ons lewe kan toepas? Wat is die pastorale boodskap van Christus se liefdesdaad aan die kruis wat ons elke dag in ons lewe kan toepas? Jesus se dood roep ons om ambassadeurs van Christus se liefde aan ander te wees. Soos Jesus volkome met ons gedeel het, met ons ook met ander deel. In wese is ons geroep om brugbouers tussen Christus en die wêreld te wees. En voor ons die nagmaal vanoggend gebruik, wat ek net graag 'n
'n kort storie vertel. Ek dink ek het dalk hierdie storie al hierso vertel, so dit mag dalk bekend klink, maar probeer om dit in 'n nuwe lig te sien. Twee broers het plase besit wat so by mekaar aangesluit het. Nou 'n groot en 'n pragtige weiveld het hierdie twee broers se eiendomme bymekaar gebring. Dit was soos die grenslyn gewees en vir baie jare was die twee baie naby aan mekaar. Maar meningsverskille hier en daar het gemaak dat hierdie twee broers so nou en dan gestry het en nie heeltemal met mekaar oor die weg gekom het nie. Op 'n dag het een van die broers die rivieroewer met 'n stootskraper gekrap sodat water vrylik in die weiveld kan afloop en dan 'n natuurlike skeiding tussen hulle eiendom skep. Hy het basies 'n rivier gemaak. Nou dit het so gebeur dat daar op dieselfde tyd 'n reisende nutsman, as mense hom so handyman, aan die voordeur van die ander broer se plaashuis geklop het. En hy het hom toe gevra, het jy enige werk vir my? Ek is goed met skrynwerk, loodgieterwerk, elektriese werk. Die broer het hom geantwoord om die waarheid te sê, ek het die perfekte werk vir jou. Hy het die nutsman na die agterkant van die huis geneem en vir hom hierdie weiveld en die klein rivier wat nou daar deurloop gewys en hy het gesê, sien net daar die houtstapel daar. Gebruik dit om 'n heining van so 2,5 meter te bou wat my eiendom van my broer se sal skei. Die nutsman het toe vir die broer gesê, geen probleem, ek doen dit vir jou. As jy wil, kan jy dorp toe gaan en 'n bietjie groceries gaan kry vir die week en dan teen die einde van die dag sal ek klaar wees. So, die broer is dorp toe, en die nutsman het begin werk. By laatmiddag keer die broer terug. En tot sy groot verbasing het hierdie nutsman nie 'n muur gebou nie, maar 'n brug bo oor die stroompie en aan die ander kant van die brug staan die ander broer met sy arms uitgestrek. Die twee mans het mekaar by die middel van die brug ontmoet en omhels. As ambassadeurs van Christus se liefde in die wêreld word ons geroep om mure af te breek wat verdeel, en brûe te bou wat verenig. Te dikwels plaas ons hierdie riviere en hierdie stroompies tussen onsself en ander. Ander struikelblokke word ook geplaas tussen Christus se liggaam, dis nou die kerk en die samelewing. Ons moet doen wat ons kan om hierdie struikelblokke weg te kry en God se liefde met ander te deel. Ons word geroep om die pyn, ons word geroep om die lyding van ander te deel, 'n hand te gee, uit te reik na diegene wat ons die nodigste het. Ons word geroep om 'n nuwe dag vir gespanne en gebroke verhoudings te verkondig. Ons word geroep om die verlede te laat gaan en ander aan te moedig om dieselfde te doen. Ons moet glo en oefen soos Jesus duidelik gedoen het dat die beste manier om God se liefde te deel is deur ons gebrokenheid en swakheid te erken. Paulus het dit goed geweet en kon dus met selfvertroue, met vrymoedigheid, met paresia in 2 Korintiërs 12 skryf, terwille van Christus verheug ek my in my swakhede. Terwille van Christus verheug ek my in my swakhede, beledigings, ontberings, vervolgings en benoudhede, want wanneer ek swak is, juis dan is ek sterk. Die jongste broer het gedink hy het niks van waarde om aan die koninkryk te gee nie, maar hy het alles gehad. Dit was sy geskenk van liefde, gedeel met die mense wat die dag
gewen het, hierdie brug wat gebou is, nie net vir sy hemelvaart na die kroon nie, maar meer fundamenteel deur 'n nuwe begin vir die koninkryk te begin. Terwyl ons Goeie Vrydag vier, laat ons by Jesus aansluit en ons lewens met ander deel. Dis deur sulke optredes, 'n stukkie van jouself deel met ander, dat die wêreld 'n beter plek word en ons die ewige lewe vind. Amen. Ek wil vra dat ons die nagmaaltafel solank kan voorberei terwyl ons lied 303 sing. As die orgel werk, as die orgel nie werk nie, dan gaan ons dit seker nou maar nie saam sing nie, maar kom ons hoop maar vir die beste. Ek wil graag dies nooi wat genooi is vir die nagmaaltafel om solank voor te kom aansit. Ja. Okay. Goed, ag, toe maar, Etta, dis reg. Jy kan maar kom sit. Eet die brood, drink die wyn, dink aan Christus, hy gee ons rou. Geliefdes in die Here Jesus Christus, in die nag waarin die Here verraai en oorgelewer is, het hy die brood en die beker geneem en sy disippels opdrag gegee om dit te gebruik tot sy nagedagtenis. Die omstandighede waarin dit gebeur het, was wel somber. Die tekens het gepraat van Jesus se dood. Vir die disippels kon dit inderdaad lyk of Jesus aan die einde van 'n doodloopstraat gekom het. Dit kon lyk of sy lewe en sterwe te vergeefs gaan wees. Maar dan breek hy die brood en hy skink die wyn. En Jesus se liggaam word gebreek en sy bloed gestort sodat ons vrygemaak kan word. Vry van ons beheptheid met onsself en van ons selfsugtigheid. Vry om lief te hê, om bly te wees, om met God gemeenskap te mag hê. Vry van ons skuld voor God en voor mekaar. Dit is reeds 'n stukkie hemel en 'n stukkie koninkryk van God. Al sien ons dit nie altyd raak nie en wil dit donker raak in ons gemoed, sien dit raak dat Jesus vir jou vrygemaak het en die koninkryk vir jou laat aanbreek het. God is die God van die toekoms, wat ons elke dag met nuwe dinge wil verras. Sy koninkryk het al gevestig in ons lewens toe hy ons bevry het van die skuld en van ons beheptheid met onsself. Kom ons vier die nagmaal saam. Ons onthou Christus se liefdesgeskenk.
Ons gebruik baie keer nagmaal op 'n dag wat nie Goeie Vrydag is nie. Maar die rede hoekom ons nagmaal gebruik, is om Goeie Vrydag te herdenk, te onthou en te weet wat Christus vir ons gedoen het. Ons kan die tekens maar uitdeel. Daarso is op die broodbordjies ongesuurde brood en gewone brood. Julle is vry om te kies watter een julle gemaklik mee voel. Indien daar enigiemand is wat nie 'n kelkie gevat het nie, wat verkies om uit die groot beker te drink, laat weet net, maar andersins is daar enigiemand wat met die wyn oorgeslaan is? Enigiemand wat met die brood oorgeslaan is? Geliefdes in die Here Jesus Christus, die Here het self die nagmaal ingestel. Daarvan getuig Paulus, ek het van die Here ontvang wat ek ook aan julle oorgelewer het. Die Here Jesus het in die nag waarin hy oorgelewer is, brood geneem en nadat hy God daarvoor gedank het, het hy dit gebreek en gesê, dit is my liggaam, dit is vir julle. Gebruik dit tot my nagedagtenis. Net so ook het hy na die maaltyd die beker geneem en gesê, hierdie beker is die nuwe verbond, wat deur my bloed beseël is. Gebruik dit elke keer as julle daaruit drink tot my gedagtenis. Elke keer as julle van hierdie brood eet en uit hierdie beker drink, verkondig julle die dood van die Here tot hy weer kom. Die brood wat ons breek
is ons gemeenskap met die liggaam van ons Here Jesus Christus. Neem wat gebreek is tot 'n volkomme versoening van ons sondes. Neem, eet, dink daaraan en glo dat sy liggaam gebreek is tot 'n volkomme versoening vir al ons sondes. Die beker van danksegging is ons gemeenskap met die bloed van ons Here Jesus Christus. Neem, drink, dink daaraan en glo dat sy kosbare bloed vergiet is tot 'n volkomme versoening van al ons sondes. Barmhartige God en Vader, ons loof en prys U dat U uit genade U Seun aan ons geskenk het as middelaar wat deur sy kruis en opstanding die straf op ons sondes gedra het en so vir ons voedsel en drank van die ewige lewe geword het. Ons dank U dat U aan ons die geloof skenk waardeur ons in hierdie weldade kan deel. Ons dank U dat ons opnuut deur hierdie nagmaal ons geloof versterk is. Ons bid dat ons bid U dat U deur die werking van die Heilige Gees die gedagtenis aan ons Here Jesus Christus en die verkondiging van sy dood totdat hy kom sal gebruik om ons daagliks te laat groei in die regte geloof en die innige gemeenskap met Christus. Ons bid dat U deur die werking van die Heilige Gees U goddelike doel met hierdie nagmaal sal bereik. Amen. Dit is die 4de maand, die maand van die volheid van die lente in Palestina. Die maan het aangegroei en is byna vol. So ook groei die mense in Jerusalem aan en die stad is al oorvol, want die tyd van die Paasfees, die groot fees van die Jode, is naby. Dit is volmaan en die Sabbat sou die begin van die fees wees. 'n Sabbat van baie groot betekenis vir die Jood, maar vir ons sal dit net so groot betekenis hê, want nou, byna 2000 jaar later, herdenk ons nog die Sabbat van daardie volmaan en vir ons is dit ook 'n groot feesviering. Die donderdag aand, laat, so om en by middernag, sien ons in die helder maanlig 'n groepie mense beweeg en hulle gaan in teenstelling met so baie duisendes van die vorige dae uit die stad uit. Hulle gaan oor die houtbruggie wat die walle van die Kendron rivier wat hastig voortvloei verbind. Die maan se strale word bewend blink deur die golwende, kabbelende water weerkaats. Hulle beweeg voor tot in die tuin, Getsemane, waar die soel lentelig swaar en soet is van verskillende bloeiselgeure. Die groepie kom tot stilstand en net 4 beweeg nog 'n entjie verder, voordat hulle ook tot stilstand kom en net een verder gaan om te veg en te stry teen die aanvalle van Satan vir ons. Hy gaan tussen die bome deur en deur helder wit koue maanlig totdat hy naderhand kniel
Vir ons kniel hy daar en word daardie angs sweet wat soos bloed is gesweet. Hy draai om en gaan terug na die 3 wat hy met hom saamgeneem het en vind hulle aan die slaap. In die stilheid van die nag hoor ons die helder stem: Simon, slaap jy? Hoeveel keer as ons net wil luister, sal ons nie ook daardie stem met dieselfde vraag aan ons verneem nie? Hoeveel keer kom Jesus en vind ons aan die slaap, besig met ander dinge, nie dinge tot sy eer nie? Hoe duidelik kom daardie stem tot ons: Waak en bid dat julle nie in die versoeking kom nie. Luister ons daarna? Slaan ons ag daarop? Nee, ons gaan voort in verwaande eie krag. Soos 'n Petrus trek ons die swaard, maar as dinge nie na ons wil verloop nie, steek ons weer die swaard in sy skede en slaan op die vlug. In steede dat ons hand plaas in daardie hand wat die merke van die spykers dra. Ons sien die volgende môre, wanneer die rooi dag uitslaan op die bergtoppe en die voeltjies vrolik sing, terwyl Jerusalem nog slaap, 'n groot geweverskaf by die paleis van die hoëpriester, want elkeen wat die 70 lede van die Joodse raad word ontbied. Dan, as die son uit is daar 'n raadsitting om 'n vooraf bepaalde oordeel te vel oor 'n onverhoorde. Hy moes sterf sodat ons kon lewe en lewe tot in ewigheid. Later in die snikhete dag, ek maar net hoe warm dit hier by ons in Oktober maand is, sien ons 3 kruise op die heuwel buite die stad. Stadig op die middag sak 'n duisternis toe. Alles is in swart gehul. Die natuur rou en treur nie oor hom wat daar sterf nie, maar oor ons sonde vir wie hy daar sterf. Dit is ook nie sonsverduistering nie, want dis mos volmaan. Dan, as die duisternis op die dikste is, skeur die voorhangsel van bo na onder. God het vir ons die pad oopgemaak na hom. Van hom bo in die hemel het ons onder op die aarde wat hierso sit, want daar aan die kruis hang hy wat vir ons sondes die volle prys betaal het. Sy bloed het gevloei sodat ons siele vry kon wees.